13 Mei, Christus liggaamlik ons volmaakte voorbeeld. In liggaamsontwikkeling. En die kindjie het gegroei en sterk geword in die gees en vol van wysheid, en die genade van God was op hom. Lukas 2 vers 40. Met die woorde, die kindjie het gegroei en sterk geword in die gees, word sowel die liggaamsgestelte as die geestelike ontwikkeling van Jesus aan ons beskryf. Die liggaamlike ontwikkeling van kinders en jongmense moet aandag geniet. Ouers moet hulle kinders in verband met hulle ete, drinke, kleredrag en oefeninge sulke goeie gewoontes inskerp, dat dit 'n vaste grondslag lê vir goeie gesondheid in die latere lewe. Die liggaam moet versigtig opgepas word, sodat sy vermoëns nie verdwaarg word nie, maar tot die uiterste toe ontwikkel. Dit gee aan die kinders en jongmense 'n voorsprong, sodat hulle met behoorlike godsdienstige opleiding, soos Christus, in die gees sterk kan word. Baie mense beweer dat selfsugtige vermaaklikhede noodsaaklik is vir die behoud van die liggaamlike gesondheid. Dis heeltemal waar dat 'n verandering nodig is vir die beste ontwikkeling van die liggaam, want die liggaam en die gemoed word deur 'n verandering verkoop en versterk. Maar vir spotter vermaaklikhede en die verwaarlosing van alledaagse pligte wat van die jeug vereis moet word, sal hierdie doel nie verwenslik nie. Jong mense se wakker gees en bedrywige hande moet besig gehou word, en as hulle nie nuttige werk kry om hulle self te ontwikkel en ander te seën nie, sal hulle dinge doen wat beide liggaam en verstand sal benadeel. Waar Jesus in sy kinder- en jongelingsjare gewerk het, het sy liggaam en verstand ontwikkel. Hy het nie sy liggaamskrag onverskillig gebruik nie, maar op so 'n manier om gesondheid te bevorder, sodat hy op elke gebied die beste werk kon lewer. Sy natuurlike, eenvoudige lewe was gunstig vir die ontwikkeling van 'n gesonde liggaam en 'n standvastige, onbesmette karakter. Liggaamlik sowel as geestelik was hy 'n voorbeeld van wat God bedoel het vir die hele mensdom deur gehoorsaamheid aan sy wette.